Levitikus 9, eerste offerandes van Aaron. En op die 8ste dag het Moses Aaron en sy seuns en die oudstes van Israel geroep, en aan Aaron gesê, neem vir jou 'n bulkalf as sondoffer en 'n ram as brandoffer, albei sonder gebrek, en bring hulle voor die aangesig van die Here, en spreek met die kinders van Israel en sê, neem 'n bokram as sondoffer, en 'n kalf en 'n lam, albei 1 jaar oud, sonder gebrek, as brandoffer, ook 'n bul en 'n ram as dankoffer, om voor die aangesig van die Here te offer, en spysoffer met olie gemeng, want vandag verskyn die Here aan julle. Toe het hulle voor die tent van samekoms gebring, wat Moses beveel het, en die hele vergadering het nader gekom en gaan staan voor die aangesig van die Here. En Moses het gesê, dit is die saak wat die Here julle beveel het om te doen, sodat die heerlikheid van die Here aan julle kan verskyn. En Moses het vir Aaron gesê, kom nader na die altaar, en berei jou sondoffer en jou brandoffer, en doen versoening vir jou en vir die volk, en berei die offer van die volk en doen versoening vir hulle soos die Here beveel het. Toe het Aaron na die altaar nader gekom, en die sondofferkalf geslag, wat vir hom bedoel was, en die seuns van Aaron het die bloed na hom gebring, en hy het sy vinger in die bloed gesteek en dit aan die horings van die altaar gestryk. Daarna het hy die oorige bloed aan die onderkant van die altaar uitgegiet, maar die vet en die niere en die lap aan die lewer van die sondoffer het hy op die altaar aan die brand gesteek, soos die Here Moses beveel het, en die vleis en die vel het hy buitekant die laar met vuur verbrand. Toe het hy die brandoffer geslag, en die seuns van Aaron het vir hom die bloed aangegee, en hy het dit rondom teen die altaar uitgegooi. Ook het hulle vir hom die brandoffer volgens sy stukke aangegee, met die kop, en hy het dit aan die brand gesteek op die altaar. En hy het die binnegoed en die pote gewas, en dit aan die brand gesteek bo op die brandoffer op die altaar. Daarna het hy die offer van die volk gebring. Hy het naamlik die sondofferbok geneem, wat vir die volk bedoel was, en dit geslag en dit as sondoffer gebring soos tevore. Verder het hy die brandoffer gebring, en dit berei volgens voorskrif. En hy het die spysoffer gebring, en 'n handvol daaruit geneem, en dit aan die brand gesteek, op die altaar, behalwe die môrebrandoffer. Toe het hy die bul en die ram geslag, wat vir die volk as dankoffer bedoel was, en die seuns van Aaron het vir hom die bloed aangegee, wat hy toe rondom teen die altaar uitgegooi het. En die stukke vet van die bul, en van die ram, die vetstert en die netvet, en die niere, en die lap aan die lewer, en hulle het die stukke vet op die borsstukke gesit, en hy het die stukke vet op die altaar aan die brand gesteek. Maar die borsstukke en die regterbout het Aaron as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg, soos Moses beveel het. Daarna het Aaron sy hande na die volk toe opgehef, en hulle geseën. En hy het afgeklim nadat hy die sondoffer en brandoffer en dankoffer gebring het. Daarop het Moses en Aaron in die tent van samekoms gegaan, en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën, en die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. Vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan, en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig, en op hulle aangesig geval.